lewe, jou en my lewe. Ons kan 'n metafoor gebruik van 'n trein op reis wat beweeg van stasie na stasie. Ons sou met ander woorde ons lewe kan vergelyk met 'n trein wat op reis is en op hierdie reis is daar die hele tyd stasie. En die ding is nou van stasies is, jy moet, 'n stasie sê, dis 'n stilhou plek. En wanneer 'n trein by stasie gaan stop, is daar goed wat afgelaai word en daar's goed wat opgelaai word. En dis die vergelyking wat ek vanmôre na wil kyk, hierdie metafoor van ons lewe, van jou en my lewe op 'n reis in ewigheid. Jou en my lewe is daar stasie. Ons praat van seisoene. Vandag praat ons van stasies, plekke waar jy tot stilstand moet kom, by party van hulle bietjie langer as ander. Maar by elkeen van hulle, is daar iets wat jy agterlaat, en jy beweeg in die rigting van die nuwe. En jy word gereed gemaak vir die eerste deel, daai deel voor die stasie, en by die stasie word jy voorberei en gereed gemaak vir die reis na die volgende stasie. So hier sit is 'n volgende, en staan. En hier sit mense wat vanoggend afgetree is. En jy dink, jy het soort van amper by jou laaste stasie. Jy wag nou nog net vir ene, dalk wag jy nou nie, maar jy weet daar's nog net ene wat oor is weer. En dis verkeerd. Dis verkeerd. Daar's altyd 'n lewe saam met God. Is daar altyd 'n volgende stasie. Dan is dit van jou waar dat jy by 'n stasie uitgekom het jare gelede en jy staan en vergaan nog steeds daar. En dit gebeur dikwels wanneer jy een of ander vorm van verlies het. Iemand is dood en jy het nooit aanbeweeg. En jy het eintlik self dood gegaan by daai stasie. Kry vir jou prentjie van 'n stasie iewers in die Karoo. Oorgroei, die geete is af, vensters is uit, alles is verval. Dalk het dit met jou gebeur. En mag God jou vandag op 'n plek kry, want jy sal sê, ek weet ons meer. Saam met U is daar altyd meer. Dalk is die werk wat jy verloor het, een van die onreg wat jy jou gepleeg het, en jy kan nie vorentoe kom nie, want jy is hier vasgevang. Jy moet dit agterlaat. God het meer vir jou gedagte. Dalk is hierdie van jou waar. Daar's sekere stasies waar jy nooit by gaan stop het nie. Jy het net deurgejaag. Vandag weet jy dit. Jy moes dalk net 'n oomblik gestop het. Maar toe mors jy hierdie wonderlike geleentheid, mors jy dit op. Ook vir jou is daar 'n volgende stasie. Dan is jy vanoggend sê jy maar, man, vergeet nou die stasies. Ek is op 'n totale dwaalspoor. Ek lewe 'n lewe, en my trein hardloop op 'n spoor waar ek nooit veronderstel was om te wees. Ook vir jou is daar 'n woord vanoggend. Maar wat is die ding? Wat jou situasie ook al is? Wat is die een ding wat waar is van al die mense van hierdie voorbeelde wat ek nou genoem? Wat is die een ding wat waar is van almal van hulle se storie? Julle mooi gedink. Van almal is dit waar dat hulle sou sê, as ek maar net het. As ek maar net het. As ek dinge net kan oor hê. Selfverwyd. Hoekom het ek nie dit wat ek as 'n tiener geweet het? Dit is my beroep, dis wat ek moet doen. Hoekom het ek dit nie gedoen?
Hoekom het ek nie meer aandag in 'n verhouding ingesit? Hoekom het ek soveel jare met verkeerde mense deur mekaar gewees? Hoekom het ek God nie net vertrou? Hoekom het ek my net vertrou? Dis die goeie nuus. Maak nie saak wat jou vraag is. Kan jou verwyte, ek wens ek kan die tyd terugdraai, ek wens ek kan dit oorry. Wens ek langer by die stadium, wat dit ook al is, die goeie nuus is, by God is daar altyd 'n volgende stasie, selfs die dag as jy doodgaan. Dat jy dink, dis jou laaste stasie gewees. Dan sal jy die ewig in die hemel wees. By God is daar altyd 'n volgende stasie wat wag op jou en my. En jy moet dit glo. Verder, ons gaan nou by daai gedeelte uitkom. Hy sê, want kyk, dis wat hy sê, daar is soveel verlore jare. Weet jy hoeveel jare verby gegaan? Verlore. God sê, ek sal die verlore jare, sal ek vir jou herstel. Dit is die goeie nuus. Ek en jy kan nie ons kinderjare oorleef. Ons kan dit nie herleef. Ons kan nie ons studente daar herleef. Ons kan nie ons lewe oorleef of herleef oorheen. Maar God sal die res van jou lewe so vervullend maak, dat dit sal opmaak vir die verlore tyd. Ek lees dit weer. God kan die res van jou lewe so vervullend maak, dat dit sal opmaak vir die verlore tyd. So wat is nou almal gesê het, ek wens dit ek kon? Jy kan, maar God kan die volgende deel van jou lewe, van jou reis, kan hy baie meer vervullend maak as die eerste gedeelte. Jy mag vandag voel dat jy jare vermors het in 'n verhouding of in 'n beroep wat jou stadig aan dood gemaak het. Want dan het God beheer tyd. My waar sê vir God bestaan daar nie tyd nie. Hy's buite ruimte en tyd. Tyd is iets wat ons mense ek kan sê ontdek. So tyd is vir God nie die ding. Die ding is dat hy vir jou die tyd terwyl jy op aarde is. Maak nie saak hoe lyk jou verlede. Dit beteken niks nie. Gaan nie oor jou gisters nie. Dit gaan oor dit wat hy vir jou vorentoe wil hê. So as jy skuldig voel vanoggend, val as jy die woorde hoor, of jy die klomp self verwyte, dit is nie wat God wil hê nie, dis nie sy doel van die oggend nie. Sy doel is dat jy 'n nuwe visie vir jou lewe sal kry. En sal weet, daar's 'n volgende stasie. God kan die horlosie op 'n manier terugdraai en beter 'n mooier ding oor jou pad bring. Op net so. Maar jy moet nie verwagting nie. Jy moet dit glo. Hy kan dit net so verander. Ek kry hierdie, wanneer was die 8ste? Vandag die 12de. Woensdag, daarop. Kry ek hierdie e-pos. Ek weet nie of die persoon vanoggend in die kerk is, ek sien nie. Dit maak nie saak nie, ek sal hulle nie blootstel. Kry hierdie e-pos. Dis 'n jong meisiekind in haar 20's. Sy's 'n professionele, gaan hulle maar sê, prokureur, jong prokureur. En sy skryf hierdie ding. Sy het op 'n reis gewees, sy was by 'n stasie, dit is in 'n sekere kantooromgewing vir 'n tyd. En sy het geweet, dis tyd om aan te gaan, dan moet 'n volgende stasie wees. En sy het 'n bepaalde verwagting gehad. En so met 'n oproep verander God. Nou, ek gaan nie hele ding, net so stukkies lees. Sy sê sy het 3,5 jaar by 'n firma waar ek wonderlike ondervinding opgedoen het. Ongelukkig is ek later misbruik. En ten spyte van al die naweke en na-ure se werk en minimum salaris, moes ek ook verantwoording doen vir foute op leers waarop ek nie gewerk het nie. Jy sien? Nou is dit hier staan en wonderlike ervaring, maar dinge werk nie lekker uit. En haar ouers, sy deel het met haar ouers, en haar ma gee vir haar so 'n week of wat terug. Gee sy vir haar 'n pragtige armband met 'n kruis om te herinner dat God altyd my regterhand is. En alhoewel sy sien moedeloos is, ek net moet vasbyt dat God se plan is beter as wat ons kan verwag. Dalk is hierdie woord, laat net onderbreek. Ons het dit soms nodig. Ons het soms nodig, gewoonlik soos hierdie. Dat
iemand het vir ons sê, luister, jy sal okay wees. God loop saam met jou. Hierdie woord in Sagaria wat ek nou nog gelees, dalk is dit jou ma vanoggend. Hierdie woorde wat uit my mond uitkom. Jou ma wat sê, jy sal okay wees. Jy moet nou net glo en vertrou. Dinge sal verander. En dan maandagmiddag 16:25 gaan leier kantore voor. En sy is op pad by die kantoor uit, almal sal uit, en sy dink, nee, sy gaan dit los. Maar pligsgetrou soos ek is, gaan sy, en sy antwoord die ding, en iemand bied vir haar 'n werk. En as sy hulle beroep, en is so fantasties, die pos sluit in 600 van my bestaande kliënte waarop ek kan bou, as ook die geleentheid om te groei in ander velde van my professie. Net so. As jy hardloop wat rein, dan volgende stasie. Wat is die beautiful ding? En dit is die gesin. Sy sluit af, en dit gaan ek nou lees. Haar heilige werk maak toe 'n teenaanbod, dis wat sy nou sê. Alhoewel die teenaanbod finansiëel beter is, en ek ook in Bellville, waar ek nou elke dag stad toe moet ry vir die nuwe ene, voel ek heeltyd in my hart, dat ek net moet glo en spring. Na die preek verlede Sondag, I have a dream, het ek gemoedsrus, dat ek die regte besluit geneem het, en dat hierdie werk werklik uit die hemel binne my skoot geval het. Kyk hoe dankbaar is hy. Alle eer aan God, wat elke liewe detail perfek laat uitwerk het, soos net hy kan. Jy sien, dis die gesindheid. So hier is jy by jou stasie, maak nie saak waar dit is, of op hierdie spoor na nowhere, hierdie klou waar aan jou pad is, jy gaat nou maar net aan. As 'n verwagting, 'n gesindheid wat jy moet hê. En dan sal jy weet, wanneer jy daai volgende gedeelte moet gaan. Jy is nie 100% seker nie, maar spring gaan ek spring. Hoekom? Want God is aan my regterhand. Ek glo dit. En ek verwag die beste van hom. Ek verwag van hom die beste. Jy sien, daar's altyd 'n nuwe stasie wat wag op jou. Altyd. En om daar uit te kom, moet jy op 'n manier die oue agterlaat. Jy kan nie by die volgende een uitkom as jy by hierdie stasie bly vashak nie. Wat dit ook al in jou lewe is. Jy kan nie by die nuwe uitkom as jy die oue agterlaat. Nou dink nou gou mooi. Jy het nou so min of meer 'n idee. Waar? En nou moet jy vir God vertrou. En dan moet jy glo dat hy goed gesin is. En dat hy op pad is met jou. Na 'n volgende, beter plek. Ongeag wat jou storie ook al vandag is. Daar's altyd 'n volgende, nuwe storie en 'n nuwe stasie. En wanneer jy beweeg het, moenie bly terugkyk. Maar jy kan nie, as jy in jou kar ry, jy kan nie vorentoe gaan, as jy die hele tyd jou triespeeltjie kyk. Jy moet dit agterlaat. Sien dit vir wat dit was. En beweeg aan, vertrou vir God. Wanneer jy glo en vertrou, sal daar beweging kom. Hy sal jou 'n volgende nuwe kans gee. En dit staan in die Bybel, in Joël 2 vers 5, ek het dit nou nie daar nie, maar jy kan daar gaan kyk. Joël 2. Die hele storie van Moses, die storie van Josef. Noem hulle, Dawid, almal van hulle. Selfde ding. Wat staan daar? Return to your fortress. 'n Fortress is 'n veilige vesting. Return to your fortress, you prisoners of hope. Even now, I announce that I will restore twice as much to you. Dit het nog nie gebeur nie. En net so terloops, hierdie en ook die storie van Joël. En ook die storie van Moses. Hulle het die goed op hulle self gebring. Dit was hulle eie skuld gewees. Dat hulle hierdie verlies gehad het, hierdie vasgeval geraak by hierdie instasie.
Maar die God wat ek en jy dien, hy is baie groot. Dit is die grootste fout wat ek en jy ooit kan. Jy moet net glo. En herstel sal hy bring. Inteendeel, hy sal dubbel soveel daarvan vir jou gee. Wat dit ook al is. Herstel sal hy bring. Kom ons breek hom gou op. Return. Waarheen? Na jou fortress toe, nie jou veilige vesting toe. Draai net terug. Na God toe. En hy sal die rigting vir jou bring. En dan sê hierdie beautiful ding, you prisoners of hope. Wie moet draai? Wie moet terugdraai na die veilige vesting toe? You prisoners of hope. Wat is 'n gevangene? 'n Gevangene is vasgemaak. Hy kan nie wegkom waar hy is. En hy sê, jou geloof en jou hoop op God moet so wees dat jy amper half 'n gevangene van hoop is. Jy's boots and all. In hierdie storie saam met God. Jy vertrou hom, ongeag die omstandighede. Jy kan nie wegbeweeg van jou hoop af nie. Die oomblik as jy wil begin twyfel, dan wil hy hoop jy weer. Jy's 'n gevangene. Return, you. Even now, dit het nog nie gebeur nie. Dit is nog nie so nie. Even now. Announce it. Verklaar het. Wat? Herstel. Hy wag 'n nuwe stasie. Dit is nog nie so nie. Maar ek hoop so en ek glo so, omdat hy so sê. En wat gaan restore? Twice as much to you. Jou volgende stasie sal altyd meer wees. En jy sal daar altyd meer wees as wat jy vandag het. Maar jy moet glo. Dis die ding. Ek wil so ver gaan om te sê, dat niks in jou lewe kan verander. As jy nie glo nie. God is genadig en wonderlik lief vir ons. En hy jy weet, oorlaai ons met God. Maar ek en jy moet glo. En ons moet hoop op meer. Dat daar iets niets sal gebeur. Wat in daai teks vers sê, ek kan doen wat jy nie kan. En ek sê jou nie net restore nie, dit sal altyd meer en beter. Jy moet net in beweging kom. Jy moet net glo. Nou, hier is die ding nou, jy weet, ek het hom gevra, steek gou hand op, maar hoeveel mense het nou gedink? Hy, wat twice as much. Dink jy onmiddellik aan geld? Nee? Baie mense dink aan geld. Wel, jy kan 4 keer soveel geld kry as wat jy nou. Maar is nie te sê dat jy meer geraak het. Dat jou lewe meer vervuld geraak het. Dit kan. Hierdie kind wat die brief geskryf het, sy haar ou werk bied toe vir haar meer aan as wat sy by hulle gekry het, of wat sy by 'n ander plek gekry het. Maar God het daar genade gewees deur haar te laat besef, geld is nie die ding. Dit gaan oor wat hier binne is. So wat is jou storie? Wat is dit wat meer moet raak? Waar is die volgende deel van jou lewe? Waarheen gaan dit gaan? Want God kan elke sekonde en elke minuut en elke dag en week en jaar wat jy verloor by een of ander stasie, kan hy vir jou terug. Hy kan dit herstel. Jy moet dit glo. Wees oop vir God se seën en sy guns in jou lewe. Wees oop vir God se guns en sy seën in jou lewe. Verwag dit.
kom in beweging. Glo en vertrou. Verwag elke slag volgende stasies. Want jy sien, dis tussen hierdie stasies en by hierdie stasies, dat ons elke keer iets meer van God leer ken. En van self. En elke slag, dan sê ons hierdie tipe van ding. Dat het werklik uit die hemel binne in my skoot geval het. Alle eer aan God, wat elke liewe detail perfek laat uitwerk het, soos net hy. Jy sien, dis wat elke keer gebeur. Elke keer sien jy God meer. Dis wat gebeur. Ek het nou 'n storie wat ek moet vertel, maar ja, is nog genoeg tyd. 'n praktiese storie. Want ek dink dit op 'n wonderlike manier, vir my in elk geval, gewys het hoe mense elke keer, en elke keer is daar 'n soort van 'n terugslag. Jy weet, daar is struikelblok. Nou wanneer dit met jou gebeur, dan moet jy weet, jy's op die randjie van iets niets en iets groters. Jy moet nou net nie bly vasval nie. Nou moet jy glo. Nou moet jy verwag. Elke keer wanneer jy 'n terugslag kry, of iets nie reg uitwerk nie, dan moet jy weet. Dan moet jy verwag. Iets niets. Hoekom? Want God is jou goedgesind. En hy gebruik hierdie stasie, hierdie gedeelte van hierdie reis, om jy by die volgende uit te bring. Die ouetjie se storie het begin, sy naam is Harlan Sanders. Hy, reg deur sy lewe het hy terugslae, teenspoed. Dit begin toe hy 5 jaar oud is, toe sy pa dood. En hy is gebore in 1890, so daai tyd het dit baie sleg gegaan met weduwees en wese. En sy ma, hulle het 'n klein stukkie grond gehad waar die pa geboor het op, en hulle trek na 'n stad toe, hulle bly daar, die ma gaan werk, en hy moet vir sy boeties en sissies maak hy nou kos elke dag. Dis 'n deel van sy werk wat hy moet doen. En standaard 5 toe besluit hy nee, hy is nou moeg van boeties en sissies kos gee. Hy gaan sy eie ding begin. Hy het 'n paar beroepe wat hy beoefen, maar uiteindelik is hy ook 'n stoker. En dis ek met my laat dink ek hom aan 'n storie van die trein. Hy was 'n stoker op die trein op 'n stadium gewees. En dan gaan dit by tye gaan dit wonderlik met hom, en hy elke slag dan kom hierdie sogenaamde struikelblok. Dinge werk anders uit. En dan haak hy vas by hierdie stasie, maar hy bly hê die verwagting. Kom die Groot Depressie. Verloor sy werk. Nog 'n terugslag. En hy begin om 'n lewe te maak hy kos, maaltye vir mense. En dit verkoop hy nou aan die mense. Dit gaan later so goed, dat hy by 'n motel, gee hulle die kombuis vir hom, en hy maak kos daar, en hy verkoop nog meer maaltye. Volgende terugslag kom, hulle bou 'n snelweg verby die dorp, en niemand kom meer by die motel. Uiteindelik was hy by 'n plek gewees wat afgebrand het, en hy begin toe 'n sleepbandjie. Sleep hy agter hom, agter sy lorrietjie, en dan maak hy oral as hy nou kom, dan maak hy nou kos vir mense. Dit was op ouderdom 65. Toe weet hy, maar daar's nog 'n stasie. Nog stasie. Hy bly glo, hy bly vertrou, hy bly verwag, dat daar altyd iets meer sal wees. En wat het die mense gesê van sy kos? Ouderdom 65. Weer van vooraf begin, nuwe stasie. It's finger licking good. Hy sê anders oom met die Kentucky maak. Praktiese storie. Dink na oor jou lewe. Ek glo dat daar's 'n rede hoekom jy vanoggend in hierdie kerk is. Dat God jou hiernatoe gebring het. Dat hy wil vir jou sê, daar's altyd meer. Moet nooit gaan stil staan en vashak in hierdie lewe.
altyd meer. So wat is jou storie? Jy weet, hoe groter dit is, of hoe langer terug jy nou dink, hoe groter gaan die oomblik wees, wanneer God jou by die volgende stasie uitbring. Wat is dit wat jy in jou hart weet vandag? Wat moet verander? Is daar iemand dood? Jy kan nie verby dit kom nie. Dit is menslik onmoontlik. Ek sit in 'n beroep. My lewe is toegegroei van die onkruid. Maar ek sien nie kans nie. Ek het 'n verhouding met my kind wat jare terug dood is. Niks kan nou meer, verander. Ek is 70 jaar oud. Wat is daarvan oor? Ek en jy ken God wat altyd meer vir ons 'n gedagte. En hy wil ons by plekke uitbrei. Waar lewe is. Waar ek en jy leef. So ek het terug met iemand gepraat wat eintlik gebeur het redelik gereeld. Wat sê, jy weet, my lewe was eintlik nutteloos. Ek het soveel mislukkings gehad. En jy weet wat vorentoe? Jy moet nooit so dink. Nooit. Die tweede deel van jou lewe, al is dit net 2 jaar wat oor is vir jou, die tweede deel van jou lewe kan baie groter wees as die eerste deel. God kan dit herstel vir jou. In 'n kort tyd kan jy meer leef as wat jy geleef het. Hoe doen jy dit? Hoe kry ek en jy dit reg? Ons is hierdie Haaland Sanders. Om so te leef, en elke keer meer te raak. Hoe doen ons? Hoe kry ek dit reg om daai stasie agter te laat en in beweging te kom? Hoe doen ek? Nou, dis presies waar ek volgende week gaan. Kom ons beantwoord dit. Here, dank is die enigste gebed wat ons nou kan bid. Dit maak nie vir ons prisoners of hope. Dat ons sal hoop op U. Dat ons nie anders kan as om te bly hoop. Here, ons het nou gelees. Help ons om na U toe terug te draai. En na U te kyk. En op U te wag. Want U het 'n belofte gemaak. En ek bid nou baie spesifiek vir iemand of mense wat nou hier sit en sê, dit kan nie vir my gebeur. Vir die prisoners of hopelessness. Wat het jy meer kan glo? Kom wys jy jouself in ons almal. Help ons vir die jong meisiekind. Dat is net sal gaan. Nie die eerste plek sodat ons lewe wonderlik en so kan raak, maar sodat ons vir U kan sien binne in ons lewe. Amen. Ons gaan nou afsluit met hierdie absoluut aangrypende lied. En God het 'n verklaring gemaak deur te sê, I will, even now I announce that I will restore. Ek gaan dit doen. So wat ek en jy met hierdie lied nou gaan doen, is ons gaan nou verklaar aan Hom,
You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Kom ons sing dit as 'n verklaring. Sal die seën vanoggend gaan. Dink so. Die Here wil jou seën. Daarmee dat jy elke tree van jou lewe, by elke stasie, dat jy meer van hom sal sien. God wil jou seën. En hy sal jou seën wanneer jy hom glo en vertrou. En hy spreekwoordelike tree gee. Wanneer jy moet glo, wanneer jy hom moet vertrou, dan sal jy sy seën ervaar. En sy liefde. En wat sal dan gebeur? Wat gebeur wanneer ons God se vrede, sy liefde en sy seën ervaar? Sy vrede mag dit waar wees van jou. God seën. Amen.